Goeienaand, dis 3 Maart 2026 en is nou 7 die aand hier in Central Time in Amerika. En ek wil 'n berig doen soos ons die 100 uur merk van die Iran-oorlog nader. Wat alles gebeur het, die hoogtepunte vir die eerste 100 ure. Ek is Morney Botha, Koepel TV se korrespondent uit Amerika uit. Soos almal weet, Saterdagoggend het die Amerikaners en die Israelies 'n aanval geloods in Iran in. En ek wil net die getalle gee wat ek het van die Amerikaanse weermag se kant af. Ek het nie die 100% die getalle wat die Israelies ingestoot het nie. So op die oomblik is daar 50,000 troepe van die Amerikaanse weermag betrokke by hierdie aanval, by hierdie oorlog. Daar's meer as 200 vegvliegtuie betrokke. En daar's 2 supercarriers betrokke, wat in die see lê, en met hulle carrier groups, met hulle ander skepe wat saam met hulle is. Die carrier groups, die 2 carrier groups, maak die grootste deel op van die 50,000 troepe wat betrokke is in die oorlog. Daar's ook, al ons bommers is betrokke, nou nie al die bommers nie, maar al die modelle, so ons het die B1 bommer, die B2 stealth-bommer en ook die B52 bommers. Hulle het almal al diens gerig in die laaste 100 uur. En vir die eerste 100 uur is daar meer as 2000 teikens getref wat vernietig is in Iran. Die eerste attack wat gedoen is, die eerste ronde, is die Ayatollah en meeste van sy regering uitgehaal. En intussen het hulle vandag bymekaar gekom, al die mullahs, om 'n nuwe Ayatollah te kies, en in die proses wat hulle bymekaar gekom het om 'n nuwe een te kies, is hulle ook gedrop. Die groep wat daar was om die nuwe een te kies, is ook daar in hy gebou gedrop. So die tweede een is ook nou al dood. Dele van die missie sover, die hele Iran vloot is gesink. Daar's nou al 17 vlootskepe gesink van Iran, waarvan die enigste operasionele duikboot ook is. Al die groot skepe is gesink, plus 'n paar kleiner is. Daar is nog 'n paar ander kleiner is wat geteken word. Die hele air defense system is gedegrade tot op 'n vlak wat hulle glad nie meer operate nie. Hulle was also in die eerste reeks strikes gedegrade waar hulle nie meer kan werk nie. So dit beteken Amerika en Israel het volle air superiority oor Iran. Vlieg waar hulle wil, strike waar hulle wil en strike wanneer hulle wil. Aan die Iranse kant intussen, hulle het dit reg gekry om 2 fighter bombers te lanseer op pad Kuwait toe. Die 2 is afgeskiet. Maar hulle het ook dan reg gekry om sover in die eerste 100 ure meer as 500 ballistiese missiele op teikens rondom Iran geskiet, meestal op siviele teikens, ander lande in, en ook 2000 drones. Nou die meeste van hierdie missiele en drones is geonderskep en afgeskiet, maar daar het 'n paar deurgekom, soos ons op die TV gesien het, hoe 'n paar hotelle, lughawens en so deur die Iranse regime, die Ayatollah se extremist Muslim regime, die siviele teikens getref het. Daar was ook 'n paar teikens getref, militêre teikens aan die Amerikaanse kant, 'n paar plekke, klein gedeeltes op basisse, en ook 2 Amerikaanse ambassades in die omgewing, wat skade gelei het. Daar het niemand seer gekry nie. Die enigste mense sover is die 4 soldate wat oorlede is, en die 5 wat gewond is van een van die strikes. Iets vir die eerste keer, die Amerikaanse leer het vir die eerste keer die PRISM missielstelsel gebruik, is 'n medium tot langafstand missiel wat gebruik is, presisie missiel, en ook ander wapens wat ons nog nie kan bekend maak, wat ook gebruik is in die aanval nie. So dit is dan op die oomblik die 100 uur merk waar dit staan. Ons kan sien dat die Iranse vermoë om hulle ballistiese missiele en drones te skiet het al baie erg afgeneem. Daar's nie meer dieselfde hoeveelheid en getal wat deurkom op teikens nie, en daar gaan nog wees wat kom, maar hulle word gedegrade soos elke uur van die oorlog aangaan.
So dis die 100 uur merk. Môre sal ek rapporteer op dag 4 wat in die stand van sake is. Baie dankie.